Goeiedag, liewe gemeente. Ons is besig met ons Pinksterreeks vir 2026 en van hierdie tema wat ons nou gaan hanteer is die tweede ene, naamlik die Heilige Gees wat met ons praat. Nou, ons lees uit 1 Korintiërs 2 uit, wil ek vir ons saam lees. Ek gaan ook 'n gedeelte uit Johannes uitlees en dan ook uit 2 Petrus uit. So in 1 Korintiërs 2 uit, vanaf vers 6 tot 16, en dan gaan ons ook lees Johannes 14 en 'n gedeelte uit 2 Petrus uit. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 16, van vers 6 af tot vers 16. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 6. Voordat ons gaan saamlees, kom ons bid ook tot die Here dat hy vir ons ook sy woord sal oopmaak. Here, baie dankie dat ons so kan stil word in die teenwoordigheid. Baie dankie dat ons weet dat ons so kan stil word omdat die Gees van God ook hier teenwoordig is in ons. Hy is inderdaad Immanuel, God met ons. Dankie ook dat hy vir ons die woord gee en dat ons daardeur ook U kan hoor praat en die openbaring van God kan hoor. Mag dit ook ons lewe rig. Daarom bid ons dat U ook U woord vir ons sal open tot eer van U naam. Amen. Ons lees dan 1 Korintiërs 2 vanaf vers 6 af. Tog is wat ons gekondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborgde waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. En so weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Nou wil ek sommer net so 2 vinnige paar verse ook lees uit Johannes 14 uit, en dan ook uit Johannes 16. Natuurlik Johannes 14 is toe Jesus nou vir oulaas nog met sy disippels praat, die bekende gedeelte waar hy vir hulle gesê het, dat ek moet weggaan, ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei in die huis van my Vader, maar dit is voordelig dat ek weggaan, want dan gaan ek my Gees vir julle gee. Vanaf vers 15 kan ons lees, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle en in julle sal wees. En dan wil ek sommer net afspring tot daar by vers 26. Dit sê, kom ons begin 25, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Daar die herinneringsfunksie, as julle kan onthou by die opstandingssondag, het Jesus ook vir hulle gesê, kan julle nie onthou wat ek vir julle gesê het, dat ek na 3 dae gaan opstaan. En dan in hoofstuk 16 kry ons dieselfde gedagte, wanneer Jesus nou ook weer vir hulle leer oor die werk van die Heilige Gees. En dan in hoofstuk 16 vers 13 staan daar, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei.
Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Julle kan al klaar hoor hoe dit inpas in die gedeelte wanneer ons dan nou praat oor die Heilige Gees wat praat. En dan sluit ons die voorlesing af in 2 Petrus 1 en ons lees daar vanaf vers 16 af. 2 Petrus 1 en ons lees in vanaf vers 16 af. Tweede brief van Petrus, eerste hoofstuk vers 16. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. So ons lees tot sover hierdie paar verse dan oor die werk van die Heilige Gees wat met ons praat. So ons gaan nou vanaand voort met hierdie onderwerp. En hy gebruik die Gees om vir ons ook te leer oor die werk van die Heilige Gees. Iets wat my vandag nog verras, elke keer as ek met die Bybel omgaan, is dat ek soms 'n vers lees of 'n gedeelte lees, dat ek vir myself amper afvra, jy het al so baie keer hierdie gelees, hoe is dit dat jy hierdie spesifieke gesegde of woord of gedagte, dat jy dit nog nooit voorheen raak gelees het nie. En die ander kere, wat my ook verras is, wanneer ek baie keer 'n bekende teks kry, en daardeur lees, en elke keer 'n nuwe teks kry. Baie keer dan kies ek 'n teks vir 'n gedeelte om oor te preek, en dan sien ek het al daaroor gepreek, en as ek nou my preek klaar gemaak het, dan kom ek agter, dis eintlik heeltemal anders as die vorige een wat ek daaroor gepreek het. Wat vir ons eintlik net sê, hoe ongelooflik dit eintlik is, dat die Here deur sy woord en deur sy Gees so met ons kan praat, dat dit hierdie, ek wil amper sê, ou boek, wat oor duisende jare ontstaan het, so lewendig kan maak, dat dit nog steeds relevant is in ons lewe. 'n Boek wat ontstaan het in 'n kultuur wat ons nie ken nie, in 'n taal wat ons nie ken nie. Hierdie boek is al vertaal op verskeie maniere. En nogtans is hierdie boek, die Bybel, 'n boek wat mense se lewens radikaal verander, wat mense se lewens so draai en so verander, dat hulle nog steeds daarin hulle vreugde vind. Nou, in die Hebreërskrywer begin sy brief, wanneer hy skryf in die heel eerste vers van die Hebreërbrief, begin hy om te sê, dat die Here het op baie maniere met ons gepraat, deur profete en deur die voorvaders en op allerlei maniere, maar nou, ek lees dit vir julle daar staan, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. En dis die wonderlike is dat God nog altyd met die mens gekommunikeer het, vanaf die paradys af. Ons van die eerste bladsy van die Bybel af, na die sondeval, kruip hulle weg vir God, en dan is dit God wat vir hulle opsoek, en vir hulle sê, waar is julle? Ek wil met julle kommunikeer, ek wil met julle in gemeenskap wees. Ag, en dan so kan ons met hierdie blaaie van die Bybel deurblaai. Hy praat met Abraham, vanuit 'n visioen en 'n droom uit. Hy praat met profete, hy praat met die rigters, hy praat met konings. Nog altyd was die Here besig om op 'n manier, deur verskillende mediums en maniere, met die mens te kommunikeer. En selfs in die Nuwe Testament praat hy nog die hele tyd. En toe op 'n dag, toe kom Jesus Christus na die wêreld toe, en hy is die openbaring van God. So skryf Johannes so mooi daaroor in die eerste hoofstuk van sy boek, wanneer hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Die Logos, die woord van God, het kom mens word. Hy was maar nie die Messias nie, hy het eintlik die openbaring van God kom bekendstel. Hy het eintlik vir ons kom wys hoe en wie is hierdie Jesus, wat uiteindelik die vervulling van die profesie is, die Messias is wat sou kom.
Ag, en ook wanneer ons nou hier in Korinthe geskryf het, sê Paulus, en hy sê, hy is die wysheid van God, 'n wysheid wat net deur goddelike openbaring eintlik aan ons bekend gemaak kan word. En so leer en leef Jesus as die openbaring van God op aarde vir 33 jaar, en uiteindelik sterf hy, en uiteindelik sterf hy aan 'n kruis en staan hy ook op uit die dood uit. Hy is die vervulling, sê hy ook self, van die Ou Testamentiese profeseë wat beloof is, dat hy die Messias is en dat hy sou kom. Hy is die een wat die genadejaar sou kom aankondig. En uiteindelik vaar hy op na die hemel, en sien ons in die einde van Lukas 24, maar ook veral in die begin van Handelinge, dat hy dan hemelvaart gaan, en vir sy disippels sê, bly wag op die gawe van die Heilige Gees. En daardie dag, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe word die Heilige Gees die voortsetting van die openbaring van God, dat hy die werk van Jesus voortsit deur die disippels en uiteindelik deur die kerk van Jesus Christus vir die afgelope 2000 jaar. So die Heilige Gees praat verder met ons, nou nie meer deur Jesus wat die openbaring van God self was wat hier op aarde kom woon het nie, maar deur die voortsetting van die werk van die Heilige Gees. En so kry ons dat die disippels vol van die Heilige Gees daar in Handelinge die Here se woord verkondig het, en hulle het gemeentes geskep, en hulle het mense gesond gemaak, en hulle het algaande die wysheid van God verkondig, en so ook die koms van die koninkryk van God. Hulle het dit nie uit hulle eie uitgedoen nie. Ons lees in Handelinge 1 vers 8 dat hulle bekragtig is deur die Heilige Gees. Daarna gaan ons ook kyk bietjie later in hierdie week. Paulus skryf van die Korintiese gemeente dat hy dit steeds net gedoen het om die wysheid van God, soos wat dit geopenbaar is in en deur Jesus Christus, aan die mens te kom kommunikeer. Hierdie wysheid, sê hy, word bekend gemaak deur die Heilige Gees. Hy sê eintlik so ver, hy gaan so ver om te sê dat geen mens hierdie wysheid kan hoor of kan verstaan as dit nie deur die Heilige Gees daartoe verlig is nie. So Paulus maak dit vir ons baie duidelik wanneer hy sê die Heilige Gees kom openbaar, sit hierdie openbaring van Jesus Christus voort, en die wysheid van God bly eintlik dwaasheid vir die wêreld, totdat die Heilige Gees dit verlig in die lewe en die wêreld van mense. Die Heilige Gees maak God se wysheid verstaanbaar en hoorbaar. Dan blaai ons na Johannes toe, dan kry ons dieselfde gedagte daar. In Johannes vertel Jesus vir sy disippels dat hy moet weggaan, dat hy die voorspraak vir hulle gaan stuur, dat die Heilige Gees dan vir hulle alles sal leer en hulle daaraan sal herinner wat hy vir hulle gesê het. Dit wat hulle sou vergeet het, sou die Heilige Gees dan nou aan hulle kom bekend maak het. En so gaan die Heilige Gees voort om ons te leer en ons te herinner wat Jesus geleer het. Dan blaai ons na 2 Petrus toe en ons sien dieselfde gedagte daar. Wat hulle verkondig, sê Petrus aan sy gemeente, is nie versinsels of goed wat hulle opgemaak het, omdat hulle gedink het dis 'n mooi of 'n goeie storie nie. Wat hulle verkondig is die openbaring van God self. Hulle was ooggetuies daarvan gewees. Die waarheid oor wie Jesus is en wat hy kom doen het. Maar ook, hy sê dat 'n mens dit nie kan verstaan, sonder dat die Heilige Gees dit gewerk het nie. Dat die Heilige Gees die draer is van die woord van God nie. Selfs in 2 Timoteus. Ons het dit nou nie saam gelees nie, maar as julle wil, kan julle gou so toe blaai. In 2 Timoteus skryf Paulus aan Timoteus as sy laaste woorde as bemoediging en troos vir hom wanneer hy ook in sy gemeente werk. En dan skryf hy in 2 Timoteus 2 vanaf vers 3 ook oor die skrif en die waarde van die skrif. In vers 16 van 2 Timoteus 3 lees ons hierdie woorde: die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So sien ons dan, liewe gemeente, dat die Heilige Gees moes kom. Hy moes kom om Jesus se werk te kom voortsit. Hy het die openbaring van God in Jesus kom voortsit. En deel van sy menswording was dat hy ook moes kom sterf, soos ons nou weet van die hele heilsgebeure en heilsverhaal. En dat hy moes opstaan uit die dood uit, en dat hy hemelvaart moes gaan. Maar juist daarna is dit die Heilige Gees dan, wat voortgaan, om vir ons die evangelie, die openbaring van God te openbaar. En daarom kan ons vandag weet en glo, dat wanneer hy met ons praat, praat hy met ons deur sy Gees. In Johannes 16, wat ek nou nie ook gelees het nie, sê Jesus op 'n stadium, dat ook selfs die wêreld sal deur die Gees oortuig word dat hulle skuldig is,
en dat hulle nie gehoor gegee het aan sy woord nie. So hoe praat die Heilige Gees dan nou vandag met ons? Wel, hy kan nog steeds met ons praat oor visioene en drome. Ons kan die Here nooit beperk oor hoe hy met ons praat nie, maar die belangrikste manier hoe hy met ons praat vandag is deur die woord. Die woord van God, die Bybel, is deur die kerkvaders al vanaf die 2de, 3de eeu af aanvaar as die skrif wat God oorgelewer het en wat deur die Heilige Gees gedra word. Die Ou Testament is eintlik al lankal vasgestel gewees as die Ou Testamentiese Bybel, maar die Nuwe Testament, soos wat die briewe geskryf is en versprei is dit versprei onder al die gelowiges en gemeentes, amper as omsendbriewe. En in die 2de en die 3de eeu is hierdie skrywes dan al hoe meer bevestig en gevestig as die woord van God. En daarom bely ons vandag as gereformeerdes en selfs ook as alle geloofsgroeperinge bely dat die Heilige Skrif, die Bybel, is die gesagvolle woord van God. Dit is nou die openbaring van God. So in 'n sekere sin moet ons dan nou vandag vir mekaar sê, hoewel God nog steeds op allerlei maniere met ons kan praat hy nou met ons, spesifiek deur sy Heilige Gees. En het ons gelees vandag, dat hy sê dat die Heilige Gees lei ons in die waarheid en bring ons tot geloof en tot verlossing. Ons sal later in die week, veral môre aan, gaan ons ook weer 'n bietjie daarna verwys. Maar dit is in die eerste plek die Heilige Gees, wat aan ons die woord verkondig, wat aan ons geloof skenk, en wat ons gereed maak om die evangelie en die openbaring van God te kan hoor. Toe Jesus sy disippels raad gee, as hulle voor die owerhede sou kom, het hy vir hulle gesê, moenie julle bekommer oor wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê. Lukas 12 vers 11 tot 12. Ook toe Stefanus in Handelinge met die Fariseërs geargumenteer het oor Jesus, staan daar in Handelinge 6 dat hulle was nie opgewasse teen die wysheid waarmee Stefanus, wat hy van die Gees ontvang het, met hulle geargumenteer het nie. So dit beteken vir my en jou, liewe gemeente, dat die Heilige Gees praat. Ons hoef nie in die donker te sit nie, ons hoef nie in die duister te wees nie, ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie sonder hoop te wees en onkundig te wees nie. Hy lei ons nie net in die waarheid nie, hy is ook ons vernoot, ons intreevernoot, ons voorspraak, waar ons nie meer woorde het nie, en waar ons nie meer gedagtes het nie, daar kom staan hy in vir ons, en daar kom openbaar hy die woord vir ons. Daarom, liewe gemeente, as dit dan waar is, dat die Heilige Gees met ons praat deur sy woord en deur sy Gees, dan moet ons vandag vir mekaar tog sê, dat dit belangrik is om met die woord om te gaan. As ons sê dat ons hom nie meer hoor nie, dan is dit dalk moontlik waar, dat ons hom nie hoor nie, want ons lees nie meer gereeld die Bybel nie. Ek hoor so van baie mense, van dagboeke, kyk hoe gewild is die skryf van dagboeke, dit is gewoonlik topverkopers in meeste van die boekwinkels, van die Christelike boekwinkels. En ek wil nie sê dis verkeerd nie, dagboeke het 'n goeie plek in die samelewing en in geloofslewe. Maar dit is 'n ander ou se interpretasie van die woord. Dit is 'n skrifgedeelte wat iemand anders te gehoor het en dit dan daaroor is 'n kort boodskapie skryf. En hoewel dit baie waardevol en baie sinvol kan wees, is dit nog steeds iemand anderste se gehoorde woord vanuit die woord van God self uit. En daarom wil ek u aanmoedig, en dis dit my groot begeerte, dat ons weer die Bybel sal opneem, dat ons weer die skrif sal vat, en God se stem sal hoor en sal soek in die Bybel, want hy praat met ons deur die Heilige Gees en deur die woord van God. Daarom is dit so belangrik dat ons moet hoor, dat ons moet stil genoeg kan word om ook deur sy woord die Heilige Gees te kan hoor. Baie keer sê van die ander geloofsgroeperinge dat ons eintlik min oor die Heilige Gees praat. En dis eintlik vir my ironies, want in 'n sekere sin is ons almal gereformeerdes, Calviniste, en Calvin het bekend gestaan as die teoloog van die Heilige Gees. Nou, as hy die teoloog van die Heilige Gees is, waarom is dit so dat party geloofsgroeperinge vir ons as gereformeerdes beskuldig dat die Heilige Gees ook in ons kerk stil geword het? As dit waar is, dan is dit 'n aanklag wat ek hoop ons kan afskud deur hierdie reeks om net weer die klem terug te plaas op die Heilige Gees. Dalk is hy stil omdat ons nie meer sy woord hoor en dit bestudeer nie. Daarom my aanmoediging, en ek glo dat die Here vandag ook vir ons deur sy woord dit wil sê.
dat ons weer sy woord sal hoor. Dat ons weer sy woord sal opneem, want daarin spreek die Heilige Gees met my en jou deur die woord van die Here. Natuurlik kan hy nog met ons praat deur drome en op ander maniere. En daar is ook baie ander maniere hoe die Here met ons praat. Maar ek dink ons moet vir mekaar vanaand sê dat die belangrikste bron waardeur hy met ons praat is nog steeds in en deur die woord van God. Mag dit vir julle sommer net weer 'n nuwe oopbreek van die woord wees, wanneer ons die Gees kans gee om met ons te praat deur sy woord. Amen. Here, baie dankie dat ons die woord het. As ons dink aan soveel gelowiges wat in die eerste vroeë kerk omsendbriewe moes ontvang het en maar na die stories moes luister van die disippels en die apostels en daaruit moes leer, het ons vandag 2000 jaar later die voorreg om die woord op skrif te hê in ons eie taal, wat ons ter hand kan neem en kan bestudeer. Met baie bronne wat ons kan help om dit te bestudeer. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U deur die woord met ons praat. Dat die Heilige Gees met ons ook wil praat. Dat dit nog altyd U begeerte was om met die mens te praat, te kommunikeer. Waar U dit deur profete en visioene en drome gedoen het en deur konings en op allerlei maniere dit in die Bybel gedoen het, doen U dit nou veral deur die woord. Jesus Christus, wat die openbaring is van God, wat die wysheid is van God, wat die Heilige Gees kom voortsit en wat in die woord gedra word. Dankie daarvoor. Help ons om as gemeente weer die Bybel op te neem, weer Bybelstudente te word en weer begin luister na die Gees wat praat, ook deur sy woord. Ons vra dit alles in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons bid dat U ons sal seën en beskerm. Amen. Baie dankie, liewe gemeente, mag hierdie reeks oor die Heilige Gees vir julle ook regtig van groot waarde wees. En daarom ontvang ook die seën van die drie-enige God, die Vader, Seun en die Heilige Gees, wanneer hy sê, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, maar veral ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat met ons wil praat deur sy woord, sal met julle elkeen wees en bly. Amen.